Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgelees deur Marlena Nel. Les 1, 27 September tot 3 Oktober. Die geheim tot sukses. Kom ons bid saam. Liewe Vader, ons sê vir u baie dankie vir hierdie nuwe les, vir hierdie nuwe kwartaal, dat u ons deurgebring het tot waar ons is. Seën asseblief hierdie dag, hierdie week en hierdie kwartaal se studies en maak asseblief ons gedagtes stil, dat ons u boodskap mag inneem. Ons bid en vra dit in u naam alleen. Amen. Sabbatmiddag. Skrifverwysings vir hierdie week se studie. Deuteronomium 18 vers 15 tot 22, Josua 1, Hebreërs 6 vers 17 en 18, Efesiërs 6 vers 10 tot 18, Psalm 1 vers 1 tot 3, as ook Romeine 3 vers 31. Geheue-teks Josua 1 vers 7. Wees net baie dapper en sterk, sodat jy die hele wet wat Moses, my diensknegt, jou beveel het, nougeset uitvoer. Moenie links of regs daarvan afwyk nie, sodat jy sukses kan behaal oral waar jy gaan. Josua 1 vers 7. In 'n stadium het Benjamin Zander, die musiekkoördineerder van die Boston Philharmoniese Orkees, 'n klas oor musiekvertolking aangebied. Met die intrapslag bespeer Zander 'n angstigheid by studente oor die evaluering van hul musiekuitvoerings. In 'n poging om hul gerus te stel en hul ware potensiaal na vore te bring, kondig hy toe op die eerste dag aan dat elkeen 'n A vir die klas sou kry. Hierdie A was dus nie 'n verwagting wat met mag en mening nagestreef word nie, maar 'n moontlikheid waarin die student hom of haar kon inleef. Al vereiste was dat elkeen binne die eerste 2 weke van die semester 'n brief moes skryf, maar gedateer vir die heel laaste dag van daardie module. In die brief moes die student verduidelik waarom hy of sy die hoogste prestasie, 'n A, verdien het. Die boek Josua gaan oor splinternuwe moontlikhede. 40 jaar lank het Moses 'n dominante rol in Israel se geskiedenis gespeel. Nou het dit tot 'n einde gekom. Die uittog uit Egipte en die woestynomswerwinge, daardie tragiese tydvak van rebellie en hardkoppigheid, was oor en verby. 'n Nuwe geslag, een bereid om die Here gehoorsaam te wees, was gereed om die beloofde land in te gaan. Nie as 'n verwagting wat die Israeliete vergeefs probeer nastreef nie, maar as 'n moontlikheid waarin die volk hulle kon inleef. Kom ons kyk hoe die Here 'n nuwe deur vir Israel van ouds oopgemaak het en hoe hy dit ook vir ons vandag kan doen. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat 4 Oktober.